Bethlehem se storie begin nie met Maria nie, dit begin nie met 'n engel nie, dit begin met 'n graf. Genesis 35, Jakob loop die pad na Efrata, dit is die ou naam vir Bethlehem. Rachel, sy geliefde vroutjie, is in kraam, sy huil, sy bloei en sy sterf. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Nou voor Rachel sterf, noem sy die kind Ben-Oni, wat beteken seun van my pyn. Maar Jakob gee hom 'n nuwe naam, Benjamin, wat beteken seun van my regterhand. Op die pad na Bethlehem word 'n seun gebore tussen dood en belofte, 'n identiteit geskeur tussen twee name. Die plek waar lammetjies grootgemaak word, is ook die plek waar 'n ma sterf, waar 'n man huil, waar 'n baba sy naam verloor en 'n nuwe een ontvang. Bethlehem was nog nooit net mooi nie. Dit is nie toevallig dat hierdie verhaal hier gebeur nie. Rachel sterf by die plek waar lammetjies opgepas word vir die tempel. Benjamin word die voorvader van Paulus, die apostel van genade. Die tragiese van een geboorte word die teologie van nog een, Jesus. God skryf nie in reguit lyne nie, hy skryf deur migrasie, deur verlies, deur nuwe name. Jakob was nie 'n pelgrimsreis nie, hy was op pad huis toe, met 'n gebroke lewe, 'n ingewikkelde familie en 'n storie vol skuld en leuns. Met ander woorde, God begin die Bethlehem narratief met iemand soos ons. Miskien herken jy jouself hier. Jy dra 'n naam, seun van pyn, dogter van mislukking, man van skaamte, ma van uitbranding, mens van nie goed genoeg nie. Jy leef met 'n storie wat ergens in die pad vasgesteek het, nie by en hulle het gelukkig geleef tot die einde toe nie, maar by en toe het alles verkeerd gegaan. Hoor mooi. God verander nie Rachel se omstandighede nie. Sy staan nie op nie. Die pyn word nie weggevee nie. Sy sterf. Maar God verander die naam van die kind. Ben-Oni word Benjamin. Hy word nie gedefinieer deur die trauma van sy geboorte nie, maar deur die belofte van sy bestemming. En hier is die evangelie. God kan nie altyd jou pyn terughou nie, maar hy kan keer dat jou identiteit daardeur vasgevang bly. Stel jou voor, Jakob, knekels wit van vashou. Die warm liggaam van sy vrou word koud. Hy staan nie stil nie. Hy loop. Hy dra die baba, hy dra die pyn, hy druk sy gesig in die nek van die kind en fluister, ek sal nie toelaat dat jou naam jou breek nie. Jy gaan nie seun van my pyn wees nie, jy word seun van my regterhand. Jy sien, geloof is nie om te ontken dat iets seer is nie. Geloof is om 'n nuwe naam te kies terwyl jy steeds stikkend is. En Bethlehem sê, God doen dit steeds. Die nuwe groei vir die nommer 1 netwerk vir jou lewe waaraan jy deel het en waarin jy jou deel gee, beteken ons moet 'n netwerk wees waar mense nuwe name ontdek. Nie net nuwe aktiwiteite, nuwe dienste, nuwe programme nie, maar nuwe identiteit. 'n Kerk waar mense hul trauma nie hoef te verskuil nie, maar ook nie toelaat dat dit hul titel word nie. 'n Netwerk waar mense leer om nie net te oorleef nie, maar om te hernoem, van tekort tot geliefde, van mislukking tot draer van belofte, van Ben-Oni tot Benjamin. Daar is iets diep profeties aan 'n kerk wat nie net seer mense troos nie, maar hulle herbenoem. Dit is Bethlehem, dit is evangelie, dit is nuwe groei. Tot môre. Mooi loop.